versie en ek love die versie. En die versie kan julle vir julle almal vat. Filippense 4:13 sê: Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So ek is deur alles in staat. Alles. Die Bybel sê nie 'n bietjie nie. Hy sê nie die helfte nie. Hy sê jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Maar jy moet nog steeds gaan sit en wag vir die krag wat hy jou gaan gee. Want hy sê jy moet wag vir my. Hy sê nie begin bid en hardloop jy met 'n spoed en dan gaan doen jy wat jy wil doen nie. Wag vir my. Wag vir die Here se krag. Wag vir sy teenwoordigheid. En dan staan jy op en jy gaan doen wanneer hy vir jou gesê het, staan op, gaan doen want ek gee jou die nodige krag om te doen. Maar ons wil ons net voetjies, so Sarina sê, ons het vinnige voetjies. Want jy hardloop ons net met 'n ding. Jy wag nie vir die nodige krag. Volgende is 2 Korintiërs 12 vers 10. Daarom het ek behaal in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolging, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Dit klink so snaaks, as jy swak is, jy eintlik sterk. Maar as jy die krag van die Here het, al is jou liggaam swak, is jy nog steeds sterk. Want jy is geestelik sterk, nie liggaamlik sterk. So as jy aangeval word, dan kan jy dit teëstaan. Want jy het die krag van God om jou te help daarmee. Jy gaan nie sê nou hoopie sê, ag, kom ons los dit nie want ek is bang nie. Nee, as jy die krag van God het en jy is tot en alles in staat om te doen, hoekom wil jy bang wees? Hoekom wil jy nou hoopie gaan sit? Hoekom wil jy vir die duiwel sê, maar kyk, vat oor? Want ek is te bang om iets te doen. Jy het die krag. Die Here beloof vir jou, hy gee jou die krag. So hoekom vat ons nie daai krag met autoriteit en doen wat ons moet doen nie? Nou kyk julle my so aan en dink julle, dis maklik om vir jou te sê, want jy doen dit al lank. Dis wat party ding. Julle al doen jy dit hoe lank? Het jy nog steeds die krag van God nodig om dit te kan doen. En dit is nie te sê as jy dit so lank doen, die duiwel gaan jou los nie. Dan gaan hy jou eers vat en vir jou sê, maar jy het nie die krag om dit te doen nie. Dan gaan hy jou probeer daaronder kry waar jy bo is. Maar ons met hierdie blompotte langs ons koppe. Want party van ons het mos blompotte. Party van ons het mos praat ek so baie. Party van ons het mos blompotte. As die Here vir jou sê jy het krag om dit te doen, dan sê jy vir hom nee, ek het nie. Want ek is te skaam om dit te doen. Wat gaan die mense vir my sê? Wat die mense saam, dat hulle dit saam met jou doen. Dan kan hulle vir jou niks sê nie, want dan doen hulle presies wat jy moet doen. Dan gee die Here vir julle die hele groep die krag om dit te doen. Dan hoef jy nie bang te wees nie. Jy het die nodige krag. En jy vat die hele klomp saam met jou om hulle te leer om dit te doen. So ek gaan vir julle nou die dans wys. Om te wys, maar jy hoef nie bang te wees nie. Met die krag van God kan ek voor die eens gaan
soos Daniël, wat voor die koning staan, soos Joshua, wat die vyande verslaan, soos Abraham, wat die vreemde land ingaan, wil herleef, met die krag van God. So ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. As ek weer val op my knieë, word ek vol, ek is sterk in die krag van God. Bring van die ziel is krachtig, my God is almachtig. Die vrou van die ziel is krachtig, die ziel is krachtig. My God is almachtig, die vrou van die ziel is krachtig. My God is almachtig. So ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. As ek neerval op my knieë, word ek vol, ek is sterk in die krag van God. Ek is sterk in die krag van God. En as hy die krag vir jou gee, dan gee hy vir jou ook om hom alleen te loof en te eer. Dat jy kan doen wat jy doen. Dat dit wat jy doen, sy eer wegdra. Die liedjie se naam is Soli Deo Gloria. En dit beteken glory to God alone. So God alleen moet eer kry in jou lewe. God alleen moet nommer 1 wees in jou lewe. Hy moet jou eerste liefde wees. Hy moet die begin en die einde wees van jou. En alles wat jy doen, moet jy hom eer gee. In Romeine 11 vers 36 staan: Skus, ek is bietjie uit asem. 11 vers 36 staan: Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. So alles is deur God, alles is tot God. En alle dinge is vir God. En alle dinge gee God alleen die eer. Het julle al buite gaan staan en kyk, die voeltjies? Hulle chirp nie net omdat hulle moet chirp nie. En hulle maak nie die geluide wat hulle doen net omdat hulle dit moet doen nie. Hulle loof en eer die Here met hulle geluide wat hulle maak. Maar nie net die voeltjies nie. Al die diere doen dit. Want hulle loof en prys die Here. En hulle gee hom alleen die eer vir waar hulle is, wat hulle het. Hoeveel van ons het al gesien dat 'n voeltjie gou geld in sy sak uithaal en dan op 'n winkel toe gaan en iets gaan koop? Voeltjie kan dit nie doen nie. Hond kan dit nie doen nie. Geen dier kan dit doen nie. Die Here alleen sorg vir hulle. En omdat hy vir hulle sorg, gee hulle hom alleen die eer daarvoor. En hulle loof en prys hom vir wat hy vir hulle doen.
Hoekom kan ons dit nie doen? Hoekom kan ons nie die Here loof en prys vir wat ons het? Ja, ons het nie altyd maklik in ons lewe nie. Ja, ons het probleme, ons het challenges. Maar in jou challenge, in jou probleme, loof en prys die Here. Want hy sê in alles en deur alles is hy. En hy is vir ewig. So ons is nooit alleen nie. So ons kan gaan stilstaan by die Here en hom alleen die eer gee. Romeine 16 vers 27 sê: aan die alwysende God, aan hom die heerlikheid deur Christus tot in alle, Jesus Christus tot in alle ewigheid. Elke versie sê tot in alle ewigheid. So ons moet die eer en die lof gee aan God tot in alle ewigheid. Wanneer hou 'n ewigheid op? Nooit. So ons moet vir altyd die Here loof en prys. Ons moet altyd ons beste gee vir hom. Ja, ons voel nie altyd so nie. As jy by bed uitklim en die dag begin eers bros, dan wil jy niks doen nie. Maar as jy nou uitklim en jy voel, maar Here, die dag is nie vir my so ver waar uit die bed uitklim. Gaan net op jou knie en sê, Here, wees saam met my in die dag. En hy gaan jou nie los nie. Want jy loof en prys hom tot in ewigheid. En om te loof en te prys is om op dankie te sê vir wat hy vir jou doen. Amen. 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet, of drink, of enigiets doen, doen alles tot verheerliking tot God. Ja. So of jy nou eet, of jy drink, of in die swembad as die kinders, of by die werk, waar ook al jy is, verheerlik God. Dit klink snaaks om te sê as ek eet met 'n God verheerlik. As hy nie vir jou die kos gegee het nie, hoe gaan jy dit dan hê? So jy kan hom verheerlik om te sê dankie vir die kos wat jy voorsien het. Jy gaan nie na jou werk toe en jy werk daar en dis jou eie krag. Die Here gee jou krag en wysheid om aan werk te doen. So omdat hy dit vir jou gee, gaan jy hom verheerlik tog. Dan wil jy vir hom dankie sê. Want hy los jou nie eers alleen in jou werk nie. Hy is saam met jou by jou werk. Hy is saam met jou elke oomblik in daai werk. Of jy nou saam met die mooiste en ordentlikste mense werk, of saam met die mense werk wat nie so mooi is nie. Wat nie so mooi praat nie. Dis hy nog steeds vir my. Want jy verheerlik hom vir dit wat hy vir jou gee. Jy het nie jou werk en jy's nie daar net omdat jy daar moet wees nie. Die Here het 'n rede hoekom jy by die werk is waar jy is. En hoekom jy doen wat jy doen. Want jy wat daar by daai kantoor is, moet 'n verandering maak in die mense se lewens daar. Nou dink jy maar die Here kan my nie daar gebruik nie. Dis te veel mense. Hulle is hardkoppig. Ek wil nie. Maar julle hoef nie eers 'n woord te sê nie. Julle hoef niks te sê nie, dan mense kyk hoe jy lewe. Hulle kyk hoe jy optree in situasies. En dis hoe jy hulle gaan verander. Amen. Hulle kyk wat jy doen. Hulle kyk wat jy sê. En hulle kyk hoe kwaad raak jy as jy jou wip vir een of ander rede. Ja, ons raak kwaad in ons werk. Ek dink daar's omstandighede dat jy persoon dan net so hard wil klap wat hy nou 'n bloedgroep is. Maar dan gaan jy weer en sê, Here, vergewe my. Want dit is nie jou kind van jy moet optree nie. Dan gaan jy maar weer terug. Dan sê Here, hier ek gebruik my soos wat U wil, nie soos ek wil. So ek gaan vir julle die dans doen. Sal jy net die TV agter vir my sit? TV agter.
En luister na die woorde julle. Dit is belangrik dat julle luister na veral hierdie liedjies se woorde. Want dit gaan julle ook wys hoe groot God is. En hoe ons hom loof en prys in al omstandighede. We come before your throne to worship and adore. Worthy is the Lamb robed in majesty. Our servant and our King, behold the great I am. Soli Deo Gloria, all glory to God alone. The hope of every heart, love is in us, desire of the nations. Oh
dan kom dit en sê, jy kan dankie sê vir alles in jou lewe. Vir die goed, vir die sleg, vir elke ding in jou lewe. Moet ons voor dankie sê. Hoeveel van ons as jy deur 'n moeilike situasie gaan sê dankie vir Here? Nie een van julle. Hoekom sê ons nie dankie vir die Here vir 'n moeilike situasie nie? Ja, ons wil nie daarin wees nie. Maar julle, as julle in 'n moeilike situasie is, en jy begin die Here dankie sê vir jou moeilike omstandighede en die situasie waarin jy is, as jy oogies uitvee, as jy uit jou situasie is. Want jy begin dankie sê, en die duiwel het jou begin hoor om te sê, maar ek sê dankie vir wat ook al in my lewe nou aangaan. Of ek nou my werk verloor het, of ek kan nou nie aan iets slegs dink nie, dis weer. Maar enige ding in jou lewe. As jy begin sê dankie, dan as jy jou oogies uitvee, dan sê jy, dit was toe nou nie so moeilik nie. Want die Here het my die krag gegee om daardeur te gaan. Ek het hom alleen die lof en die eer gegee, omdat ek daardeur gaan. En nou begin ek dankie sê, omdat ek daardeur is. Filippense 1 vers 3 tot 6 sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in my gebede vir julle vir almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat goeie werke in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Christus Jesus. Die versie sê, elke keer as ek aan jou dink, dan bid ek vir jou. Hoeveel keer as ons van mekaar dink of aan mekaar dink, hoeveel keer bid ons? Hoeveel keer bid ons in blydskap vir mekaar? En hoeveel keer bid ons in blydskap vir mekaar? As jy kwaad is vir iemand, of wil jou nou te nagekom het, of net vir jou iets leliks gesê het, moet ons nog steeds, want die woord sê so, en die woord kan nie lieg, moet jy in blydskap vir hom bid. Amen. En ons sê, hoeveel keer gaan ons, en ons weet ons is mense, ons dink nie altyd so, soos wat ons moet dink nie. Hoeveel van ons bid regtig vir iemand wat ons nakom? Hoeveel van ons bid regtig in blydskap, en sê vir die Here dankie vir daai persoon wat my seer gemaak het? Hoeveel keer bid ons as ons aan mekaar net dink? Of los jy dit as wat persoon is seker oké, dis hoekom ek aan hulle dink? Julle, daar's 'n rede hoekom ons elke keer aan mekaar dink. Dis nie net omdat jy 'n mooi maatjie het nie, of 'n goeie vriendin het nie. Die Here wil hê jy moet op daai oomblik vir daai persoon bid. Okay. En nie later nie. No. Nie vanaand as jy by die huis kom nie. Op daai oomblik as jy dink aan hulle. Efesiërs 5 vers 20 sê, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons die Here Jesus Christus. Altyd vir alles dankie sê. Nie net vir 'n bietjie nie. Nie net as dit goed gaan, dankie sê Here nie. Nie net as ek, ek gaan net so bietjie dankie sê, want dit gaan nou goed. Môre gaan dit nie meer goed nie, dan kan ek nie meer dankie sê. Of nie eers môre nie, nou, vanaand, dan gaan dit nie meer goed nie, en jy voel nie lekker nie, dan sê jy nie meer dankie nie. Hy sê in alles, wees dankbaar. Al gaan jy nou weer daai diep waters, waar jy nie wil wees nie, sê dankie.
Want in daai diep waters leer jy swem. Leer jy om die hand van die Here vas te hou. Leer jy om dankbaar te wees vir dit wat jy het. En hy gaan jou nie daai diep waters los nie. Hy gaan nie vir jou sê, okay, daar's jy, sink of swem nie. Hy gaan jou deur daai diep water stap. Maar wat maak jy aan die ander kant van daai diep waters? Sê jy nog steeds dankie? Of gaan jy terug na jou ou maniere toe? En gaan weer deur dieselfde storie? Of sê jy vir die Here, dankie dat ek deur dit is. Dankie vir die les wat ek daar uitgeleer het. Ek gaan nie weer teruggaan nie. Want hoeveel van ons wil regtig teruggaan op ons ou maniere? Hoeveel van ons wil terug wees soos wat jy was in die begin? As jy nou moet dink, kom ons sê 5 jaar terug. Wat 'n persoon was jy 5 jaar terug? En wat 'n persoon is jy nou? Nie eers 5 jaar terug nie, kom ons dink 2 jaar terug. Wat 'n persoon was jy 2 jaar terug? 2 jaar terug was jy dalk daai persoon. As iemand vir jou skeef gekyk het, het jy jou gestrip en dan gaan klap jy die rook uit om. En nou kan iemand vir jou skeef kyk en kyk jy vir hom terug skeef. Want jy raak nie meer kwaad nie. Want die Here het jou geleer selfbeheersing om nie te kwaad te raak. Ja, jy gaan dalk kwaad raak, maar jy gaan hom nie wil klap nie. Want die woord sê jy mag kwaad raak, maar jy mag nie sondig nie. So as jy kwaad raak, mag jy nie iemand gaan klap nie. Al wil jy baie graag. Al raak jy kwaad, so kwaad vir iemand, sê jy nog steeds vir die Here dankie. Dankie dat ek kan kwaad raak vir daai persoon, want dan weet ek het emosies om aan te werk. Of bly ons kwaad. Daai persoon is dalk al lankal dood en jy is nog steeds kwaad vir daai persoon. As ons kwaad bly, of ons bly in ons omstandighede waar ons is, hou ons onsself daar. Dis nie enigiemand anders nie. As ons kwaad is vir iemand, daai persoon gaan aan met sy lewe. Jy hou jouself daar. Jy ontneem jouself van jou eie seëninge. Want jy bly in die omstandighede waar jy is. Jy klim nie uit en sê, Here, dankie. Dankie dat ek deur die omstandighede is. Jy bly daar. Arme ek. Almal met my jammer kry, want ek sit in die situasie. Die Here het dalk dit veroorsaak dat jy daar beland, want jy moet iets daar uitleer. Maar nou kyk jy net in die omstandighede vas. Nou kyk jy net in jou probleme vas. Maar jy kyk nie op om te sê, Here, my krag kom van U af. En maak nie saak waarin ek sit nie. Ek sal daardeur kom. En ek sal dankie sê, omdat ek daardeur is. En omdat ek daar binne was op, sal ek dankie sê. Kolossense 3 vers 15 tot 17 sê, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Daar's dit weer. Wees in alles dankbaar. Die skrifte gaan nie dieselfde uitkom as daar nie iets is wat iemand moet hoor nie. So ons moet in alles dankbaar wees. En die woord sê, ons mag mekaar vermaan. So as jy iemand vermaan of reg help,
Moenie jouself wip nie. Want daai persoon doen dit in liefde. Want die Here sê ons mag mekaar vermaak. So moenie jouself wip en daar as jy uit die kerk het en jy gaan nooit weer kerk toe nie. So, as hy sê, wees in woord en daad en alles, doen alles in die naam van Jesus Christus. En wees dankbaar in alles. Moet ons in alles dankbaar wees. So gaan vir julle die dans doen. Kom hier. En nou kan julle opstaan en julle saam dans. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all, but His blessings He freely gives. I know my life to Him, I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, now He's been so good to me, and when I think of what He's done, well, He brought me from, I've got so much to thank Him for. And sometimes along this way I need, I stop and say thank you for all you've done for me. One day I'll reach sweet heaven shore. Oh, please, just let me hear once more. I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, now He's been so good to me, and when I think of what He's done, well, He brought me from, I've got so much to thank Him for. And when I think of what He's done, well, He brought me from, I've got so much to thank Him for. Thank Him for. So om jou af te sluit. Van die krag van God wat hy vir jou gee. Totdat waar jy hom al die lof alleen die lof in die Here gee. Totdat jy vir hom dankie sê vir alles in jou lewe. Is jy nooit alleen. Amen. En kom ons gaan uit. Ons het nou gehoor van pastoor Marcus, van almal. Kom ons begin loof en prys uit ons harte uit. En gee nie om wat die persoon langs jou sê of doen nie. As hy dit wil doen nie, dan gryp jy hom met die bank uit en sê kom ons doen dit saam. Kom ons sluit ons oë. Dankie Here dat ons vandag net die diens of die preek kan afsluit in U naam. Vader, dankie dat ek weet dit wat gebring is en vrugbare grond gaan val. En Vader, dat U dit verder sal laat groei in die woord van